Baie welkom by hierdie week se Woensdag woord. Dankie dat jy weer inskakel en my gebed is dat ons die volgende paar oomblikke saam met die Here se woord dat dit sal goed wees vir ons elkeen. Op die plaas waar ek groot geword het, was een van die mooi herinneringe wat ek koester om langs 'n windpomp te kon staan as dit vol stoom aan die werk is en water pomp. Nou dit bly maar net vir my besonders om die gekraak en die geklap van 'n windpomp te hoor, terwyl dit besig is om water diep onder die grond na die oppervlakte pomp. Nou ons weet, sonder wind is 'n windpomp nutteloos, maar die geringste bietjie wind bring dit in beweging. En daardie geluid is natuurlik musiek in 'n boer se ore, want waar water vloei, simboliseer dit lewe. 'n Windpomp wat nie werk nie, gaan net staan en roes en dit word op die ou end 'n rusplek vir die voëls. Dis mooi om na te kyk, maar nutteloos. Nou die windpomp is vir my daarom 'n simbool van drie goed: van volharding, van diensbaarheid en ook van afhanklikheid. En ek wil graag saam met jou 'n bietjie dieper na hierdie simboliek vandag kyk. Nou ons weet windpompe is uitvindsels uit Europa wat al sedert die 1800s diens doen op Suid-Afrikaanse plase. Dis 'n unieke konsep en dit werk nie met 'n elektriese motor of met sonpanele nie. Al wat dit nodig het, is die wind. En al is daar selfs net 'n ligte briesie, dan kan 'n windpomp werk. Jaar na jaar bring dit lewe uit die dorre aarde vir mense en diere wat op veraf geleë plekke woon. Maar soos ek gesê het, 'n windpomp kan niks doen sonder wind nie. Dan raak dit basies net 'n stuk yster, 'n vergete monument wat in die veld staan. Nou ek dink op 'n manier is mense se lewens ook so. Ons kan op ons eie onsself afsloof en ons kan hard probeer werk, net om aan die einde van dit alles steeds leeg of selfs droog binne-in te voel. Sonder God se gees in ons sal 'n mens altyd voel dat daar iets kort. Daar is 'n dieper dors waarvoor niks anders werklik help nie. En daar in Johannes 4 lees ons dan van Jesus wat hom ook by so 'n waterput bevind en met 'n Samaritaanse vrou praat. En hierdie vrou, weet ons uit die gedeelte, was self dors, nie net vir water nie, maar ook vir betekenis en vir aanvaarding van rus vir haar siel. In die gesprek sê Jesus dan op 'n stadium vir haar: "Wie van hierdie water drink wat uit die put kom, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit weer dors kry nie." Ons lees dit in Johannes 4. Nou Jesus probeer nie met hierdie stelling vir die vrou 'n verbeterde weergawe van haar lewe gee nie, maar hy kom bied eintlik vir haar iets totaal nuuts aan. Hy sê: "Ek gaan vir jou iets gee wat jou van binne af sal nuut maak. Iets wat jy nog nooit voorheen gehad het nie. En dit sal wees soos 'n fontein wat opborrel." Nou dis presies wat 'n windpomp doen. Hy bring iets van diep binne die aarde na die oppervlakte. En so werk die Heilige Gees ook met ons. Die Gees werk nie van buite af nie, maar dit werk van binne af buitentoe. Wanneer ek en jy gekoppel is aan Jesus, dan gebeur daar ook iets merkwaardigs met ons. En dis nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n voortdurende stroom van lewe. Maar sonder daardie verbinding raak ons uitgeput of uitgedroog as jy wil. Nou water, interessant, in die ou nabye ooste was nie sommer iets wat jy maklik kon kry deur gou iewers 'n kraan oop te draai nie. In die tyd van die Bybel was water kosbaar. Dit was skaars en baie belangrik ook vir oorlewing. So 'n put in daardie wêreld was gewoonlik dan ook 'n teken van stabiliteit en van vooruitgang en God se voorsiening. En dis hoekom daar baie kere selfs beklei is oor waterputte en om dit te beheer. Miskien ook hoekom waterputte sulke belangrike ontmoetingsplekke geraak het. Soos wat ons vandag vriende by 'n koffiewinkel ontmoet of saam by die kerk kuier, so het mense ook gesosialiseer rondom waterputte. Maar hierdie spesifieke put daar in Johannes 4 is nogal belangrik, want dit is Jakob se put. Dis 'n ou betroubare bron. En tog, ten spyte van die geskiedenis en die waarde daarvan, weet Jesus hierdie vrou het iets meer nodig as net daardie water. Want sy is moeg. Sy is moeg om mense se oordeel heeltyd te hoor. Sy is moeg om altyd laaste te kom en sy is moeg om voor te gee.
So wat doen Jesus dan? Hy ontmoet haar daar waar sy is. Hy ontmoet haar nie in 'n sinagoge nie, of tydens 'n fees nie, maar by 'n put. En dis vir my so mooi, want God ontmoet ons nie net in ons geestelike hoogtepunte nie, maar juis in die gewone plekke, daar waar ons kom water skep, daar waar ons die lewe leef. En hy bied nie vir ons 'n beter emmer aan nie, hy bied vir ons 'n bron aan, iets wat nie opraak nie, soos wat Jesaja 55 sê, kom almal wat dors is, kom na die water toe. En hierdie is nie net 'n eksklusiewe uitnodiging vir die heiliges nie, maar is ook vir die uitgeputes, die wat weet dat hulle niks het om te gee nie, die wat weet hulle het iets nodig wat hulle nie self kan skep nie. Nou hierdie beeld van die windpomp en die put, het ek aan die begin gesê, het 3 dinge vir my kom onderstreep, wat ek dink 'n mens ook op ons geloof van toepassing kan maak. Die eerste ding is, dat ek en jy elke dag opnuut, vars, in afhanklikheid van die Gees moet begin en ook leef. Nou weet ons so 'n daaglikse oorgawe is nie altyd maklik nie. Dis moeilik om 'n mens se hande van die stuurwiel van jou lewe af te haal en om te sê, Here, nou gee ek volledige beheer aan U oor. U kan verder bestuur. Ek los al hierdie dinge nou in U hande. Maar dis presies wat nodig is. Ons wil beheer hê, maar God vra van jou en my vertroue. Dink weer aan die beeld van die windpomp. 'n Windpomp hou nie op met werk as die wind opgekom het nie. Dan begin dit juis eers werk. En die wind weet ons mos nou waai wanneer dit wil. Net so kan ons nie vir God dwing nie, maar ons kan onsself reg instel. Ons kan gereed wees vir wanneer hy waai. Ons kan beskikbaar bly. Ons kan onsself oopstel en instel op sy teenwoordigheid. En daarom is dit nie 'n passiewe afhanklikheid nie, maar dis 'n aktiewe wag. Dis 'n wag wat plaasvind deur te bid, deur te luister en ook te onderskei. En dis vertroue dat wanneer ek niks voel nie, of wanneer ek geen deurbraak sien nie, dat ek sal weet, God is steeds teenwoordig. Maar die tweede ding wat ons kan leer, is dat windpompe ons ook herinner, dat ons getrou in ons diensbaarheid moet wees. Jy weet, party mense, invloedryke mense in God se koninkryk, is daardie mense wat jy nooit ergens op 'n verhoog sal sien nie. Dis die tannie wat elke oggend getrou vir die gemeente bid. Dis die getroue helpers by 'n funksie of 'n bazaar. Dis daardie jong ma wat haar kinders leer bid en Bybel lees. En hierdie mense werk baie kere op 'n stil en eenkant manier, maar hulle is getrou. Net soos 'n windpomp doen hulle deel sonder om aandag te soek. En God sien dit, want God meet nie sukses aan ons sigbaarheid nie, maar aan ons getrouheid. Dis hoekom Kolossense 3 dit so mooi sê, daar in vers 23, doen dit van harte, soos vir die Here. Want as jy vir mense werk, dan raak 'n mens maklik moeg. Maar as jy vir God werk, dan kry jy nuwe betekenis. En dan raak jy iemand wat ook lewe bring, sonder om ander te probeer beïndruk. En dan die laaste ding, die beeld van 'n windpomp leer ons ook, nie net om in afhanklikheid van die Gees te leef en om getrou diensbaar te wees nie, maar hoe belangrik dit ook is om onsself gereeld te vernuwe. Die van julle wat windpompe en die plaaslewe ken sal weet, so 'n windpomp werk net so goed soos wat dit gereeld onderhou word. Sonder onderhoud kan dit maklik vasroes of selfs breek. En dit maak dat die windpomp nie meer effektief water kan pomp nie. Nou ons is ook nogal so. Ek en jy het ook vernuwing en herstel nodig. Al kry jy dit reg om 'n klomp dinge te gelyk te doen, moet jy ook rus. Moet jy ook by God stil word. Nie net wanneer dinge verkeerd loop nie, maar veral ook wanneer dinge goed gaan. Want dit is waar ons weer ingestel word en herstel word. Ons is nie masjiene nie. Ons is mense en ons is geskep vir 'n bepaalde ritme. En daardie ritme is werk en rus. Gee en ontvang. Dis hoekom 2 Korintiërs 4 sê dat ons innerlike mens dag vir dag vernuwe moet word. Nie net 1 keer per jaar nie, maar elke dag. Dis daardie daaglikse bron van vars water en vars genade. En ons het toegang daartoe. Ons moet net bereid wees om by die Here se voete te kom sit.
Net soos 'n windpomp moet ons soms wag op die wind, sodat ons herlaai kan word en weer begin draai. En net soos die windpomp nuttig raak as die wind waai, so kan ek en jy ook lewe bring, wanneer ons die Here toelaat om deur ons te werk. Al wat hy van ons vra, is dat ons onsself beskikbaar sal stel en sê, Here, hier is ek, kom waai deur my en kom maak die verskil. Ons wêreld kort nie perfekte mense nie. Dit kort egte mense wat gekoppel bly aan die bron van lewe en dit dan ook uitdeel. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons erken vandag, ons is baie keer moeg, ons voel baie keer leeg en selfs dors. Ons probeer alles self doen en dan hou dit ook nie lank nie. Ons wil daarom soos windpompe wees, ingeplant in u waarheid, oopgestel vir u wind en getrou in u diens. Waai asseblief weer deur ons harte. Vul ons met u lewende water. Gebruik ons om hoop te bring daar waar dit droog geword het in mense se lewe. En laat ons u lewe, u naam verheerlik. Nie met ons groot woorde en dade nie, maar deur elke dag getrou te wees in die klein dinge. Amen.